En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom glo sou ontvang. Die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Wat gebeur wanneer die Heilige Gees in jou lewe werk? Die Heilige Gees maak jou dors na 'n dieper gemeenskap met God. Wanneer die Heilige Gees in jou hart werk, word jy al meer 'n sondaar in jou eie oë. Soos iemand wat vanuit die donker in 'n helder lig kom, skielik meer vuilkolle op sy klere raak sien, sal elke kind van God wat vervul word deur die Heilige Gees 'n steeds pynliker besef kry van sy eie sonde voor God. Jesus het die Ou Testamentiese beloftes oor die verkwikkende, lewende water van die Heilige Gees by die loofhuttefees op homself toegepas. Die laaste dag was die hoogtepunt van die fees. Dan het die priester water uit 'n fontein geskep en die volk het lofsingende agter hom aangeloop tot by die tempel, waar hy die water uitgegooi het terwyl hy hardop die woorde van Jesaja 12, 1-3 aangehaal het. Ek loof U, Here, U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie, en U het vir my uitkoms gegee. God is my redder, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. En nou is dit so merkwaardig dat Johannes vertel dat Jesus by so 'n geleentheid by die hoogtepunt van die loofhuttefees opstaan en uitroep: as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Wanneer iemand werklik met sy hele hart aan die Here Jesus behoort en vervul word deur die Gees van God, dan word Jesus en die koms van sy koninkryk vir jou kosbaar. Gebedsversoek. Kom ons bid dat deur die werk van die Heilige Gees Jesus se strome van lewende water deur ons almal se lewens sal stroom.